Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, dis die 9de Februarie, jaar 2026. My naam is Dani Gerber, vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. Vandag praat ons 'n bietjie, steek jou hand uit. Nou Jesus het ook vir hierdie man gesê, steek jou hand uit. Gaan kyk bietjie daar in Matteus 12, en ons lees hierso vanaf verse 9. Hy sê, en hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kan aankla? Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, gesond, soos die ander. So daar is so 3 punte wat vir my hierso uitstaan, en die eerste ene is, doen goed teenoor ander. So hier die Here op 'n Sabbatdag die man gesond gemaak. So is dit nie maar my en jou plig ook, om goed te doen teenoor ander nie. Ons is geneig om te sê, ja nee, dit gaan swaar met jou, ons bid saam met jou. As dit in jou vermoë is om iemand te help, doen dit. Dit is wat jy moet doen. Help ander wanneer jy kan. En die tweede ene is, steek jou hand uit. En die Here sê vir hierdie man, steek jou hand uit. So dit is makliker om, party mense is dit so 'n geval van, ons hou daarvan om te gee, om te help. Maar baie keer is dit moeilik vir jou om jou hand uit te steek om te ontvang. Dit is nie altyd maklik nie. Maar die Here sê vandag bietjie vir jou, jy wat so bereid is, jy wat altyd ander mense help, die Here sê vandag vir jou, steek bietjie jou hand uit. Die Here wil jou seën. Die Here wil bietjie jou hand aanraak. Die Here wil bietjie iets in jou hand sit. Want ons is te geneig, ons is so trots, ons wil nie ontvang nie, ons hou nou nie daarvan uit om te gee. So steek bietjie jou hand uit en ontvang so bietjie van die Here. En die derde ene is, jy moet teenwoordig wees. So wanneer jy die seëninge van die Here wil ontvang, dan is dit bietjie, staan op, gaan bietjie vorentoe, gee daai eerste tree, sodat die Here vir jou blessings kan gee. So hierdie man met die verdorde hand, as hy nie daar was nie, sou hy nie ontvang het, wat die Here vir hom gesê het, steek jou hand uit en maak gesond nie. Jy kan nie by die rusbank, op jou rusbank lê, op jou 9de ruggraat, en verwag, die Here moet jou seën nie. Staan op man, raak betrokke, gaan na die huis van die Here toe, kry bietjie dit, wat die Here vir jou wil gee, sodat jy die seëninge kan ontvang. So 3 goede wat ek hier kon gekry het. Doen goed teenoor ander, steek jou hand uit, en wees teenwoordig. Wees gehoorsaam in God se woord. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir u woord. Here, dankie dat u met een skrif net so 'n bietjie met ons praat, en net vir ons so 'n bietjie uitwys, Here, dat ons ook 'n bietjie nodig het, om net ons hand ook uit te steek, om te ontvang, of ons hand uit te steek, om iemand anders te op te tel. Abba Vader, help ons, wys ons die pad, vergeef ons die wysheid en die insig, om ander te kan help, en te kan ontvang, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie, en onthou wat ek altyd sê, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nee? Jy moet 'n geseënde maandag hê. God bless.